Okay, kom ons begin. Ons gaan in die woord delf. Ek wil net eers voordat ons begin, wil ek vir julle sê dat as 'n mens gedink het, abide is 'n tema wat jy lees baie daarvan, jy hoor baie daarvan en dit is iets wat eintlik, ek wil dit nie so sê nie, maar dit is 'n algemene term. Maar weet julle wat, ek gaan vir julle sê, van al die tye wat ons moes voorberei om woord te bring, was hierdie sekerlik een van die moeilikste, maar die moeilikste woord wat ons ooit kon voorberei. Ek kan nie vir julle sê tot en met nou toe hoekom nie, maar ek weet definitief dat daar definitief iets is wat die Here vir ons wil sê in die, en ek gaan tog vir julle sê, as daar iets is wat jy al gehoor het in jou lewe, as daar iets is wat jy ken dit, en nou kom ons kom sê dit net weer, die woord is dieselfde, vandag, môre, altyd. So ek kan nie vir jou boring wees nie, want dit kom van die Here af. So wat ek vir jou sê is, al is die woord nie vir jou nie, ek sê altyd, vat hierdie woord, en gaan koop iemand daar buite daarmee. Al is dit net iets wat jy moet kom vat, en jy weet van iemand wat dit werklik nodig het, asseblief, moenie dit vir jouself hou nie, want dis deel van disippelskap. Goed, okay, laat ons indelf. Ons tema, ingeënt. So ons het nou begin by Aremei, wat vir ons verduidelik het van abide, en wat met ons gepraat het oor abide, en ons het die geleentheid gehad gisterand om tot op die punt te kom waar ons, wat ons kan sê, ek maak hierdie keuse, en I give one step forward, en ek sê, Here, ek kies hierdie, en Jax het vanoggend vir ons kom sê, hoe lyk vrug? Hoe lyk goeie vrug? Wat gebeur met wanneer jy vrug het? Vir wie is dit bedoel? En ons het nou gehoor wat sy gesê het, maar weet julle wat? Ek gaan vir julle nou sê, ek gaan vandag praat oor grafting, en dan gaan ek nou ook vir julle sê, ek is so trots om te sê, dat die twee bedieningsleiers saam met my, het nou ook begin agterkom, Jesus is eintlik Engels. So ek is baie dankbaar, hulle het ook begin Engels inkorporeer, want ek is die enigste een wat hierdie mix, ek hoor hom. Amen, prys die koning. So ek is die enigste een wat hierdie mix doen, en partykeer dan dink ek, ek irriteer mense, maar ag, weet julle wat, moenie vir my kyk nie, hoor wat sê die Here. Hoor wat sê die Here, en hoor wat wil hy met ons deel vandag, so ek gaan my goedjies meng, ek sê maar net vir julle, want ons is so mengelmoes in ons huis, so ek weet nie heeltemal hoe om Afrikaans, en ek kry nie lekker Afrikaans vir die Engelse terme van die Here nie. So, verlede week het ek die voorreg gehad om te dien onder die salwing van Dr. Isak Burger. En sy vrou het ons ook kom toespreek, en ek wil vir julle sê, dit was 'n dag, dit was 2 dae, wat regtig vir my net, dit het vir my soveel voeding gebring, en dit het vir my soveel beteken, want Tannie Elisha het nogal gesê, daar's soveel predikers daar buite, daar's pastore, daar's dominees, daar's wat jy wil noem, wat ook al jy dit noem, ek is nie ene nie, so ek gaan nie vir julle preek vandag nie. Sy sê, vertel jou storie, praat die waarheid, vertel jou storie, maar gee jou storie. So weet julle wat, ek dink vandag, en ja, ek gaan vir julle baie goed gee wat uit die woord uitkom, maar ek wil vir julle sê, vandag is dit 'n storie van wat hy eintlik wil hê. Ons moet wees, leef, doen, dink, so dis waaroor dit vandag gaan. Goed, so ons begin met woord. Die skrifgedeelte is in Romeine 11 vers 16 tot 24, en ek lees dit uit die Message vertaling. Behind and underneath all this, there is a holy, God-planted, God-tended root. If the primary root of the tree is holy, there is bound to be some holy fruit. Some of the tree's branches were pruned, and you, wild olive shoots, were grafted in. Yet the fact that you are now fed by that rich and holy root gives you no cause to gloat over the pruned branches. Remember, you aren't feeding the root is feeding you. It's certainly possible to say, other branches were pruned so that I could be grafted in. Well and good. But they were pruned because they were dead wood, no longer connected by belief and committed to the root. The only reason you are on the tree is because your graft took. When you believed, and because you're connected to that belief-nurturing root. So don't get proud. En ek gaan vir julle sê, die woord proud
kom uit die Griekse woord hybris. Dit gaan oor trots. Don't get proud and strut your branch. Be humbly mindful of the root that keeps you lithe and green. If God didn't think twice about taking pruning shears to the natural branches, why would He hesitate over you? He wouldn't give it a second thought. Make sure you stay alert to these qualities of gentle kindness and ruthless severity that exists side by side in God. Ruthless with a dead wood, gentle with a grafted root, or shoot, excuse. But don't presume on this gentleness. The moment you become dead wood, it's game over. So ek wil vir julle sê, hierdie het my regtig gegryp, waar ek besef het, weet julle wat? Ek kan nie net bly aan die stokkie hieronder en dink, ag nee wat, elke jaar, elke seisoen, hier kom die vrug, soos ouer gewoonte, gebeur die dinge nie. Want ek weet nie van julle nie, maar in my lewe, wat by my van toepassing is die Here kom partykeer, dan snip hy vir my net daar. En dan sê hy vir my, ek soek jou nie daar nie, ek gaan jou inent. Hoeveel van julle ervaar dit soms? Okay. So ons gesels vandag hoe wanneer ons ingeënt word en hoe om ingeënt te wees. So julle almal weet wat is inenting by plante. Dis wanneer ek hou van tuin maak, maar ek doen nie die gespesialiseerde goedjies nie, want ek is gewoonlik die een wat ek het nie tyd vir dit nie, want die Here is mos nou besig om my te graaf, so ek moet stil hê. Verstaan, so dan ek nie nog tyd om ander takkies te graaf nie, want daar's net ek kan nie eens my arm oplig nie, want die Here sê vir my, lê stil, want jy moet vasgroei. So weet julle wat, ons almal weet, dis 'n loot of 'n takkie van iets en dan gaan hy in 'n stam in. Maar hierdie is 'n absolute gespesialiseerde proses. So dis wanneer die onderstok, die stam, gesny word en 'n loot, die tak, ook afgesny word, dan word die twee bymekaar gevoeg om dan aan te groei en dan sodoende vrug te dra. So hoekom gebeur dit? Wanneer die tak nie sy volle potensiaal bereik nie, dan sit snip, snip. So as jy net daar is, en jy gaan net daar wees, want jy is deel van die ander takke ook, dan bereik jy nie noodwendig altyd jou volle potensiaal nie. Jy presteer nie, maar jy beskik wel oor die vermoë om meer te wees. Daar's baie potensiaal. So dit word gedoen, en dan ook sodat die tak 'n nuwe gestalte, met ander woorde, kan aanneem. Wat sê die woord? Wanneer ons in hom is jy 'n nuwe mens. So dis 'n baie delikate proses en dit moet baie versigtig hanteer word en is baie belangrik dat dit presies reg gedoen word. Ek het gaan aanklop by kundiges en ek het hulle gevra, goed, verduidelik gou vir my hoe hierdie werk. En ek het vir hulle gesê, geef my die terminologie wat julle gebruik, want ek meen, ons wat nie in daai industrie is nie, ons weet nie noodwendig wat dit genoem word nie. Maar okay, toe het hulle vir my die volgende gegee. En ek gaan vir julle sê, dit wat hulle vir my gesê het, en dit wat die Here vir my gesê het, en wat ek ervaar het in my gees. So ons praat van die onderstok, en dit is die stam, dis God. Hy is die bron van alle lewe. En dan praat ons van die boostok, en dis die loot of die tak, en dis ek en jy. Die onderstok wat die stam is, bepaal die groeikragtigheid. En dis God die bron van lewe. So die onderstok het ek en jy nie nodig om oor bekommerd te wees nie. Hoekom? He's already there. He's rooted. Hy's diep gewortel. En al wat ek en jy moet doen, ons moet net ingeënt word. So hulle sê vir my, verskillende cultivars bostokke, dis nou die tipes druiwe, kom ons praat nou oor druiwe, dis die tipes druiwe kan by die onderstok ingeënt word, want ons is mos nou maar almal verskillend. So ons is almal verskillend en ons kan nou net by die onderstok ingeënt word. Die kombinasie van die variëteite van die boostok tot die onderstok bepaal die vrug se volumes. Dit bepaal die vrug se groottes, dit bepaal die vrug se kwaliteit, dit bepaal alles.
So hoe meer ons leef vanuit die voorsiening van God, in alle aspekte van ons lewens, hoe beter lyk ons vrug. As hierdie kombinasie verkeerd is, kan verskeie probleme voorkom. Hoor gou wat sê hulle. Hierdie plant kan te vinnig groei, hy kan te veel vrug dra te gou, en in die eerste jaar kan die boompie so belas word, dat dit onderpresteer vir die res van hierdie boompie se toekoms. Hoeveel van ons druk 'n ding ryp? Hoeveel van ons forceer 'n ding tot op 'n plek waar dit is nie nou die seisoen nie, maar ek wil dit nou hê. Ek wil dit nou sien, ek wil dit nou ervaar, ek wil die resultate van dit sien, but the grafting never took. Dit het nie gevat nie. Hierdie is tipiese voorbeeld van premature vooruitgang, of iets wat 'n mens te gou ryp druk of forceer, want dit is wat ek mos nou wil hê. So ons wag nie vir die Here se tyd nie. Ons wil besluit, wanneer moet wat gebeur? En kom aan, ons kan regtig hierdie vir mekaar eerlik sê. Dit is in alle fasette van ons lewens. Werk, ons verhoudings, kerk, ons kan dit deurtrek na enige faset van ons lewe. Ons wil goed vinnig sien gebeur. En wat gebeur as ons hierdie goed so druk en so rush? Skielik is ons uitgebrand. En ons verstaan nie, hoekom kan ons nie funksioneer nie. Skielik kan ons nie vorentoe gaan nie, skielik is ons moeg en afgemat, skielik het ons net absoluut geen positiwiteit in ons nie, skielik kan ons nie sien hoe om vorentoe te gaan nie, ons hoor nie die Here se stem nie, ons sien eintlik nie eens kans om by sy voete te sit nie, want ek is net so moeg. Ons is uitgebrand. So die bo-stok moet op 'n baie spesifieke manier ingeënt word by die onderstok. Die snit moet presies reg wees en dit moet naby 'n oogie ingeënt word. Kyk net hierdie absolute intentionaliteit. Ouens, ons dien 'n God van detail. Iemand sê nou die dag, baie mense kan sê, hoekom altyd soveel detail? Ek dink ek irriteer my gesin verskriklik. Want 'n tafel wat gedek word, is nie net 'n tafel wat gedek word nie. Kyk hoe klap hulle daar agter. Hulle klap daar agter, ek irriteer hulle verskriklik. Want weet julle wat? My moois lê nie in stofgaar in die kas nie. Want ek sit dit voor en I'm not gloating, hoor net wat ek sê. Ek sê, dit gaan vir my oor. Ek is 'n mens van detail. Kyk, moenie vir my 'n syfer gee nie, ek gaan vir hom mors. Maar gee vir my goedjies soos daai. En dan kom die Here by my, dan sê hy vir my, maar ek is 'n God van detail, hoekom kan ek nie my kinders maak as my kinders van detail nie? So dan word die inplanting verseël met 'n hars. Ek het smoor verlief geraak op hierdie woord, hierdie hars, want die oomblik toe ek hierdie ding hoor by hulle, want dis die klomp Appingtoners, so hulle het nou nog so ou lekker, daar so dialek aan hierdie ding, dis so hars, jy weet, dis so die hars, hy gaan om die stokkie, so weet julle wat, net toe ek dit hoor, te weet ek, Here, hier is die Heilige Gees nou. Want weet jy wat, een stokkie by 'n volgende stokkie en wat hou hom vas? God, ek, Heilige Gees, gaan nou vir julle sê waar is Jesus. So dan sê dit, dan word die inplanting verseël met die hars, sodat dit die brose bo-stokkie kan stewig vashou aan die onderstok en dit beskerm die boompie teen siektes, insekte, hitte, koue, rukwinde, reën, haal, wat kan julle nog noem? Maar jy is beskermd. Hoekom? Want die hars hou jou vas. Wat hou ons vas? Heilige Gees. So wat beskryf ons nou hier? Hierdie hele proses wat ek nou vir julle hier beskryf het, is die eenheid met God. Hierdie hele proses. So kom ons kyk na die volgende voorstelling. So ons kyk na grafting. Weer 'n bietjie rooi taal, is hy op? Daar is hy. So die eerste een, the true vine. Eerstens het ons die true vine. Dit is Christus wat ons enigste bron van lewe is en hy is die stam. Hy is die lewegewer. Dan gaan ons oor en ons kyk 'n branch is cut. Ons is lief vir hierdie.
dis die pruning. Ken ons die pruning? Is dit lekker? Dis baie moeilik. Dan die tak wat gesny word, jy word afgesny van die stam waarvan jy groei wanneer jy nie jou volle potensiaal bereik nie. En hoeveel van ons is al gedompel in goed soos slegte nuus, 'n moeilike diagnose, 'n groot teleurstelling of 'n groot verlies. Die snoeiprosesse van die lewe, wie van ons staan tans in 'n snoeiproses? Gaan dit ooit oor? Het julle geweet dat daar geen masjien bestaan wat daai droë takke kom wegsny nie? Dit moet met die hand gedoen word in die wingerde. Dit is intentioneel en met groot sorg word dit weggesny. En weet julle wat? Jy het vaardigheid nodig en baie ywer om dit te kan doen. So the branch is grafted in. Daar's die derde enetjie. Hier word beide dele van die plant verwond. Al twee moet gesny word, sodat inenting kan plaasvind. We are united with Christ to become a new creation. So kom ons kyk gou terug na die opstanding en net voordat Jesus opgevaar het na die hemel, het hy met sy disippels gepraat en hy het sy hande gewys en hy daai, ons almal weet, wat het daar gebeur? Hy het dit vir hulle gewys sodat hy vir hulle kan sê, as gevolg van my wonde en my seerkry kan julle ingeënt word by my. Hy het die wonde opgedoen sodat ons die geleentheid kan kry om ingeënt te word by hom. Want die waarheid is dat beide die dele beseer moet word vir hierdie proses om te kan gebeur. So then, the last one, the graft is wrapped. Here, faith surrenders and the abiding in him starts. Wie is 'n ongeduldige mens? Nee, is te veel. Ons gaan met harder bid. So nou is daai stokkie aan die ander stokkie gebind en hy's nou met hierdie dingetjie vasgemaak en so wat gebeur nou? Oormôre as ons daar kom, is daar 'n hele drywe tros? Nee. Hoe lank moet ons wag dat daai drywe nou kom? Want alwaarop ons fokus is die drywe. Ons soek die drywe. Wanneer kom die drywe? Maar die stokkie is nog nie vasgegroei nie. Dit het nog nie plaasgevind nie. So ek wil vas staan op hierdie deel. As hierdie hars, wat so 'n lekker woord is, om die onderstok en die boostok gedraai word, wat gebeur daar binne? Daar kom 'n tyd in jou lewe waar jy moet stil raak en wag. Jy moet wag op God se tyd. Jy moet wag op sy antwoord. Jy moet wag op sy tekens. Jy moet wag op sy tyd. Daar kom 'n tyd waar jy absoluut moet oorgee en moet staat maak dat die sap van die onderstok die boostok begin deurgroei. So as daai sap nie deurkom nie, en wat dink julle is die sap? Jesus. Daar's geen manier wat God en ek by mekaar kan uitkom as dit nie gaan dat Jesus dit vir ons kom bewerkstellig nie. So jy moet jouself beskikbaar stel, willingly, dat daai sap van God af deurkom, sodat hierdie aan mekaar groei proses kan gebeur. So daar kom 'n tyd waar jy absoluut moet oorgee, en jy moet staat maak, net staat maak op God en sy plan, en dis al wat jy het as voeding. Wie van julle het al gevoel, ek het niks meer oor nie, is net die Here. Jy lê op jou maag met die neus in die grond, jy het niks meer oor nie, jy het net die Here. Jy wil nie 'n woord praat nie, jy wil vir niemand niks sê nie, jy wil nie met iemand dit bespreek nie, jy wil nie iemand met vir jou bid nie, jy weet net, dis jy en dis jou Vader. Maar jy moet dan nie net abide nie, jy moet dan remain.
So hierdie is ook 'n tyd waar niks gebeur nie. Of dit is hoe dit voel vir ons. Niks gebeur nie, ons sien nie 'n verskil nie, ons hoor nie. Dis 'n frustrasie. En ons raak ongeduldig. So this is a time of testing. It's a time of waiting, not seeing anything happening, but we have to trust. Hoeveel van julle het al deur 'n tyd gegaan waar jy regtig jare en jare, ek praat nie van dae nie, ek praat nie van weke nie en ek praat nie van maande nie, waar jy vir jare aan een moet wag op die Here se antwoord. Hoe hou ons net aan? Hoe hou ons net aan? Hoe behou mens geloof? Hoe bly jy glo? You have to abide. You have to trust the process. Hoeveel van julle die Here al vertrou vir 'n deurbraak en dit kom net eenvoudig nie op die tyd wat jy wou gehad het dit moet kom nie. Jong, laat ek vir julle sê die Here is altyd betyds. Bietjie laat betyds, maar hy's altyd betyds. Dan is dit soos, Here, my senuwees kon hierdie 3 uur gistermiddag nie meer hou nie. Nou kies u môre middag 3 uur om vir my hierdie deurbraak te gee. Net nog so 24 uurtjies wat hy vir my wil sê, ag sussie, net nog so ou bietjie. Nog nie genoeg nie. Ek dink partykeer hy sit rarig en hy lag vir my. Ek sê ek is sy wildste kind en weet julle wat, ek dink partykeer sê hy vir my, ag kom ek wys dit vir jou nog bietjie. Jy het nog bietjie in jou. En net soos wat jy gedink het, okay, ek het nou niks meer nie, soos Here, dis nou dit of goodbye. Dan sê hy, ag ek wys jou, jy het gou nog bietjie in jou. Jy is nog nie klaar met my nie, jy kan nog so 'n bietjie gaan. En ek moet sê, my kinders en my man kan baie vinnig sien as ek nou regtig, ek het nie meer nie, ek het niks meer nie. En dan skielik is daar net so glimlaggie op my gesig en dan weet almal, okay, nou kan ons asemhaal. Die Here het opgedaag. Hy het laat sy ander roetes gedoen, hy het opgedaag. Daar klik hulle alweer. So ons moet wag, en ons moet luister, en ons moet hoor. So, wanneer ons onsself in hierdie oomblikke en in hierdie plekke bevind, is dit 'n baie delikate tyd in ons lewens en ons moet hierdie baie mooi verstaan. Swaar kry, moeilike tye, laat ek nou vir julle sê, dis die beste tyd van 'n ou se lewe. Niemand van ons wil daardeur gaan nie. But it's the best time. It's the time of shaping. Dis die tyd wat die Here homself die beste aan jou kan openbaar. Dis die tyd wat die Here regtig vir jou kan wys, maar my kind, ek is lief vir jou. En ek gaan jou wys, ek gaan jou nie los nie. Maak nie saak wat jou situasie is nie. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. So jou laagtepunt is sy hoogtepunt. Want dis dan wanneer hy met jou kan werk. Want intussen, wanneer jy nie op jou heel laagste is nie, is daar so 'n bietjie van 'n entitlement, daar so 'n bietjie van 'n arrogansie en 'n bietjie kom nou Here, kom, produce nou. Is dit nie? En ons wil hom tog graag voorsê. So kom ek vertel vir julle van die proses van heiligmaking in hierdie tyd wat hierdie hars jou so vashou. Ons praat oor sanctification. It's the process of being made holy, sacred or set apart. Hierdie maak my super ongemaklik partykeer, want dis nie maklik nie. As ons gedink het grafting, die hele term van grafting is, lekker, ek gaan 'n nuwe gestalte aanneem. Nee. Daar's 'n paar goed wat moet gebeur in hierdie proses. En dit kom nie oornag nie. So wat beteken sanctification? In Afrikaans heiligmaking, maar dis nie 'n lekker woord nie. The process of being made holy, sacred or set apart for God's special purpose. It describes how a believer is cleansed from sin and transformed to become more like Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Jou takkie gaan afbreek as jou harsie nie in plek is nie. God sets you apart and purifies your character, heart, and actions. It is a continuous journey and ongoing movement that grows over time. Wie van julle dink sanctification, lekker ene daai,
gebeur in 5 minute en dan is dit nou klaar. Nee, dis 'n ongoing proses. Elke dag. En binne in dit lê pyn, ongemak, ongeduld, nie lekker tye nie, die nee wanneer jy die ja wou gehad het. Dan kom ons by die proses van consecration. Consecration of toewyding in Afrikaans, dit sê it's a specific point of total surrender or dedicated moment of commitment. Consecration is something done by you as a deliberate decision and personal choice to offer your life to God. You step forward, you lay your life on the altar, and you decide to turn away from unclean things. Hoekom gaan dit partykeer nie lekker nie? Is alles altyd die vyand? Nee. Kyk, ek hou nie van die ou nie, en ek hou nie daarvan om hom krediet te gee nie. Ek het nou 'n klik nodig asseblief. Maar weet julle wat? Partykeer gebeur dit deur eie keuses. Partykeer gaan ons deur absolute woestyntyd, want ons het self gekies, nie links nie regs, of nie regs nie links, en dit was nie noodwendig die Here se plan vir ons nie. Want ons het nie tyd gehad en geduld gehad om te gaan sit. En wat beteken sit? Wat beteken wanneer ek sê ons het nie tyd gehad om te gaan sit nie? Nie net om te sê, okay, kom, gee gou vir my die download. Ons het laasweek by vroue gepraat oor prayerlessness. En vir die wat nie daar was nie, wil ek vir julle sê, het julle geweet dis 'n sonde om nie te bid nie. There's an actual thing called the sin of prayerlessness. En kom ek sê vir jou, ons kan onsself nie skuldig maak aan dit nie. We will not see the kingdom if that is your lifestyle. Dis belangrik dat ons by die Here uitkom. Ons kan nie ander goed belangriker maak nie. There's no other God. Foon, social media, TV, vriende, it cannot be more important than your time with God. Kom aan, wie kry dit reg? Nee, baie mense kry dit reg, laat ek dit nou net mooi sê. Wie hou daarvan om 4 uur op te staan en in die koue 'n plekkie te gaan soek waar jy gaan sit en bid en kyk, is lekker, ons wil graag elke dag, ek wil as ek in die oggend uit my huis uitstap en na my werk toe stap, moet mense kan sien, ek was by die Here. Ek kom van hom af. Maar dis moeilik. Dis ongemaklik. En hy sê, daar's vir jou soveel blessing, as jy net jou oortjies oopmaak. Ons kan onsself nie skuldig maak aan the sin of prayerlessness nie. En kom ek beloof vir jou, as jy tyd met die Here spandeer, op 'n gereelde basis. En ek praat hier, kyk, jou binnekamer is een ding. Ek het vir die vroue gesê hierdie week, het ek vir hulle gesê, hoe lyk die grond van jou prayer closet? Is dit vol stof? Hoe gereeld kom jy daar uit? How many times a day do you consult him when you make a decision and you don't know what to do, en jy dink jy weet beter, want jy weet wat's goed vir jou. Want hierdie ding van trots hang so om jou. En dis 'n ding van, kom ek vertel jou. Man, laat ek nou vir jou sê. Die wat my goed ken, ek praat so. Man, kom ek vertel vir jou. En die Here tik my oor my vingers en hy sê vir my, it's not you. It's not you. Jy kan nie vir my praat nie. Jy kan nie vir my sê nie. En as jy wil hê die hars moet jou vashou en die boostok moet ingeënt wees en die onderstok, het jy nodig om by die Here uit te kom elke dag om te hoor, want laat ek vir jou sê, he's so gentle. He'll never push himself down on you. En daai sap van die onderstok sal nie beweeg na die boostok as jy nie hierdie hele proses in alignment reg het nie. Ons het nodig om hierdie te verstaan. So as jy deur consecration gegaan het, wat ons gesê het, it is something done by you as a deliberate decision and personal choice to offer your life to God. You step forward, you lay down your life on the altar, en jy draai weg van jou sonde. Jy maak klaar, want jy gaan nie vasgroei
as jy nie hierdie goedjies aan die een kant kan neersit nie. En weet julle wat, die image wat ek het oor dit is 'n boom, wat 'n boom jy dit nou ook al wil noem, ek weet nie wat jou gunsteling boom nie, my boom is sommer enige boom, ek love 'n boom. Maar weet julle wat kan ek vir jou sê? As net een deeltjie van jou lewe vir die Here gedraai is, kan jy dink hoe gaan 'n boom lyk? Hierdie hele boom met sy pragtige blare, takke, elke ding, maar net een tak het 'n vruggie. Sien jy dit in die natuur? Nee. Kyk bietjie na die natuur as jy wil sien hoe werk God. Al die takke moet vrugte dra, in al die aspekte van jou lewe. Ek wil jy met jou oë toemaak. En ek wil julle nou eerlik wees. As jou antwoord ja is, dan wil ek jy net jou hand opsteek. Het ek donker hare? Het ek rooi lippe vandag? Het ek bruin oë? Het ek wit tekkies aan? Maak oop jou oë. Hoekom het jy vir my gekyk? Op wat fokus jy? Ouens, ons moet so afgestomp wees. Ons moet so afgestomp wees vir die prentjie buiteom. We need to look into people's hearts. Dat jy as jy wegstap van iemand nie moet kan onthou wat se broekskoene, klere, wat se ring, hoe groot is haar diamant, hoe lyk haar handsak, hoe is haar hare gesny. I need you to focus on the right thing. As jy wil hê, die grafting moet vat. If you want it to take, gaan jy met jou fokus verskuif. Ons moet ons fokus verskuif van die wêreldse goed en die lekkerte van die wêreld kom aan. Ek het nie gesê ons moet swaar kry en nie kan vorentoe kyk nie. Nee, man, ons is mos nou girls man. Ons hou van skoentjies en ons hou van kleertjies en ons hou van alles wat mooi is. Ja, dit is so. Maar wanneer jy met iemand werk, op wat is jy gefokus? Jy moet kan wegstap en nie kan onthou wat daai persoon aangaan, dan is jy nie gefokus, dan is jy gefokus op die hart en wat daar binne aangaan. En die oë, wat sê die oë, want is die vensters van ons siel. So kyk hoe gefokus ons op nou op hierdie details. So hoekom kan ons nie fokus op die details van die Here nie? Een van die grootste details van die Here wat ons regtig net miskyk is die feit dat hy vra, kom na my toe en kom spandeer tyd met my, want ek gaan aan jou openbaar dit wat jy nie uit jou eie koppie uit kan dink nie. Hoekom raak ons nie opgewonde oor dit nie? Want ons almal weet hoe voel ons as ons in 'n oggendsessie by die Here weggestap het en jy begin jou dag. Ja, sometimes all hell breaks loose, maar weet jy wat, dis nou net daar waar ons so treetjie vorentoe gee en sê, you know what, ek kom nou net van die Here af. I have no fear. Nee? Een baie belangrike ding, en Jack het dit begin raak. Wat is die goed wat ons sê? Wat is die goed wat vir ons sensasie gee? Wat is die goed wat oor ons lippe kom? Wat is die goed wat ons vir mense sê? Waarmee hou ons onsself besig wanneer ons in gesprekke sit? Wanneer jy aan 'n tafel sit en daar's 'n klomp verskillende mense wat saam met jou aan daai tafel sit, is hy welkom daar? Hoeveel keer het ons in 'n geselskap gesit of in gesprekke gesit en het jy alle vrymoedigheid om te sê, kom, Heilige Gees, U is welkom hier by ons. Maar ons wil hê, die boostok en die onderstok moet vinnig aan mekaar groei, want ons wil die drywe tros hê. Ek deel met julle die paar fasette van die lewe wat maak dat hierdie goed nie graft nie. So consecration is die begin van alles. Is die keuse wat jy maak. Jy is of ontvanklik, of jy is nie ontvanklik nie. Jy kan of die waarheid hanteer, of jy kan nie die waarheid hanteer nie. Jy besluit. En dan daardeur kan die sanctification begin. En dis 'n daaglikse proses waar jy deur heiligmaking gaan. En maak ons foute? Oh, definitely we do. Is daar vir ons genade? Absoluut ja.
Maar gaan ons môre weer terug na dieselfde ding, want ag, weet julle wat, die Here se arm staan in elk geval net oop. Nee, jy draai weg van dit af, jy maak klaar daarmee, dis nou die einde van dit. So sanctification kan nie gebeur as consecration nie gebeur het nie, en die proses van heiligmaking is verseker nie maklik nie. Dan gaan ons na die laaste deel van die inenting. It is the union with Christ. So hier is met ander woorde, dan die loot wat ingeënt is en wat nou lewe ontvang, en hier sien ons God. Die stam, en ons sien die loot. En ons word, kan julle sien, daar so, kan julle verby die kruis sien? Daar so ietsie wat daar deurvloei. Dis Jesus. So ons word aan mekaar verbind deur Heilige Gees, dis die hars, en dan die lewe wat deur ons vloei, en dis Jesus Christus. En dit gebeur alleenlik wanneer ons toestem. As ons toestem tot consecration en sanctification, heiligmaking en toewyding, en as ons deur daai prosesse kan gaan, en die absolute geloof wat ons het in ons saligmaker, anders kan dit nie gebeur nie. En sodra ons hierdie proses van wag en bereidwilligheid is, dat hy ons kan kom transformeer tot 'n nuwe mens, groei ons vas om te kan presteer en die beste vrug te lewer moontlik. Hoor hoe mooi is hierdie. Holiness is the nature of God. Die onderstok, dis die nature of God. How could sinful man become holy? There is no other way. By personal spiritual union with him, so that through his Holy Spirit, his holy life flows into us. Is dit nie mooi nie? Abiding by faith in Christ, our sanctification is the simple secret of a holy life. The measure of sanctification will depend on the measure of abiding in him. So, gaan ek deur die abiding proses met voorwaardes, of sê ek, hier's ek, Here, whatever your will, let it be done. Kyk, dis baie gevaarlik om dit te sê en dit te bid. Ons moet seker maak ons is reg vir dit. So ek gaan hierdie met julle deel. When we abide, we need to remain. We need to be steadfast. It's hard. En ek sê baie keer vir die vroue as ons gesels, want ons kan partykeer ons swakhede met mekaar deel, want weet julle wat? Ons hou mekaar accountable. So dan kom ons by die kerk en ons ervaar die teenwoordigheid en dis net amazing, want dis al ons godly mense en familie wat hier om ons is en is vir ons so lekker, want jy voel so geïsoleerd en dan stap jy net so entjie uit by die hek in die wêreld in en dan is dit so in 'n millisekonde van 0 tot hero en daar gaan jou hele ticket to heaven. Want dit vat een kliënt, een. En kan ek vir julle sê, as daar een plek is waar ek versoek word, as daar een plek is waar ek my hele sanctification en consecration elke dag by graad 1 moet begin, is dit maar die ou liewe geduld. Want 'n ding moet gebeur. En hoe verstaan ons nou nie? Dit moet mos nou so wees. Maar weet julle wat? Ek gaan vir jou hierdie sê. Maak nie saak waardeur jy gaan, waar jy jouself bevind, wat is dit wat jy deurgemaak het in jou lewe? Maak nie saak hoe lyk jou verlede nie, maak nie saak wat jy nog tot en met gister gedoen het nie. As jy vandag klaar maak daarmee, is dit klaar. And if it haunts you, it's because the enemy is still part of your doing. I need this now. So ons kan nie die vyand toelaat nie. En weet julle wat? Dit is eintlik baie eenvoudig. Dis baie eenvoudig om hom stil te kry. Dis so maklik soos, sien jy daai rooi kol in my hand? Speak to the hand. So we need to be steadfast, en dit is moeilik. It is hard to keep yourself steady in the most uncertain moments of life. Holy Spirit will help us so we can have longevity and be faithful to our God. In the Gospel of John, he uses the word remain many times, but he uses it in the form of calling it abide.
Abide in Christ and allowing Christ to abide in you over and over again. Dis daai proses wat ons nou gesien het. Wees ontvanklik. Vat dit. Maak die keuse, sê ja, meld aan. Al voel jy wil nie, want jy doen dit nie vir die mens nie, jy doen dit vir jou Skepper. En jy's nie die belangrikste in hierdie storie nie. Die koninkryk is die belangrikste in hierdie storie. The deep, simple meaning of the word abide is to stay. Maar ek weet nou nie, maar partykeer I want to up and leave. Ek het al meer kere my tas gepak en dan loop ek so 3 kringe om die tas. Ek praat van geestelik. Toe maar my skat, ek gaan nooit my tas pak nie. Is te lekker langs die papa beer. Nee, daar die boetiebeer gee nou op daai klik, maar nou ja. Hoeveel keer het ons nie al ons tasse gepak en gesê ons is nou klaar nie? En dan loop jy so 3 kringe om die tas en dan sê jy, okay, weet jy wat, nou, not today, nog nie. Ek is nou klaar, maar okay, dalk nog nie nou nie. We have to stay. We have to hang out. And we have to chill. And we have to be steadfast. Dit is groot goed wat ek sê, want ek dink daar is iemand wat dit elke dag reg kry nie. So ek gaan nou vir julle sê, ek is nou 'n groot teedrinkertjie, vanweë die feit dat ek nie kafeïne mag inneem nie, so ek is lief vir my teetjie. Maar nou wil ek ook vir julle sê, ek hou daarvan as my teesakkie nou in my koppie gaan, dan gooi ons die kookwater bo op die teesakkie. Goed? Dan moet hy nou staan. Hy moet nou lekker trek. Waar is Lianka? Ek hoop sy neem kennis. Dan moet hy nou lekker trek. Weet julle wat? Ek kan my tee drink ook met die teesakkie binne in die koppie, hy kan maar bly staan. Ek gee nie om nie, ek het nie 'n probleem daarmee nie. En dan kry jy die weergawe van mense wat tee drink, maar hulle is sulke dippers. Hulle dip hom so in en uit, in en uit, in en uit, in en uit, in en uit. Daar kry ek 'n klik. Ek dink jy moet vir jou nou net gou jou ore toedruk, want dis nou 'n ander revelation oor dippers. So daai ding gaan in en uit, in en uit, in en uit, en hy kry nie kans om te trek nie. Dan wil ek net sê, ag, wil jy nie net van jou teesakkie net in jou koppie los nie asseblief, want weet jy wat, dit maak my senuweeagtig. En dis eintlik so 'n bietjie van 'n irritasie ook. Julle weet soos daai mense wat hulle koffie so klits, dat hulle dink hulle is die frothmasjien. Daar sit een agter. Ek weet nie of jy partykeer dink dat jy die rand van die koppie toets om te kyk hoe dik is die rand van die koppie nie, maar ek meen seriously, is 2 draaie nie genoeg nie. Ek meen suiker, dis warm, suiker los op in 1 roerertjie. Maar dan hoor jy net daar in die kombuis, tik, 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 tik. Dis vir my dieselfde konsep as die dippertjies. Hoor gou hierdie revelation. I allow the tea bag to just abide. It just sits there. It stays there. It just hangs out and chills in the hot water. The hot water going through the tea bag mashing in with the hot water. So all of this is becoming one with the other. I could easily leave the tea bag in the water while drinking my tea and the tea bag is just remaining. En dan kry jy nou hierdie dippertjies, hoor, gaga mooi, wat sê hulle? Ekskuus my darling. Daai teesakkie, wat sy so dip, dip, dip. Die opmerking is as volg. Sy sê, I don't like to let it sit there for too long. Because if it sits there for too long, if it remains in the water for too long, the tea will get too strong. So you see, there's a strength that comes with abiding. There's a strength that comes with remaining. Mag ons altyd onthou, dat ons wanneer ons in hierdie proses is, waar ons gegraafd is, en wanneer ons aan mekaar vasgehou word deur Heilige Gees, en ons is in hierdie wagtydperk, dat die sap van die stam, van die onderstok, na die boostok toe moet deurbeweeg, sodat ons kan vasgroei, om sodoende dan vrug te dra. Die beste, die mooiste vrug,
God intended fruit. Dat ons nie ongeduldig raak nie. Dat ons nie goed jaag nie. Dat ons nie prematuur goed besluit en forceer en op plekke gaan neersit en be careful. En dis wat ons hierdie naweek vir julle met julle wou deel rondom abide. Stay. Remain. Ons kan vinnig vir mekaar vertel hoe moeilik dinge raak en is great, want weet julle wat? Ons dra mekaar se laste ook en ons kan vir mekaar bid daaroor. Maar daar kom 'n dag wat ons sê, enough is enough. Wanneer jy daai streep wat ons by vroue getrek het op die mat, daai fisiese streep wat ons getrek het en gesê, dis nou klaar. Ek wil vir julle sê, letterlik toe ek hier sit voordat ons begin, het ek woord gekry. Dit het my so geraak en ek moet sê, die eerste opmerking wat, dis ons liewe skoonseun, die eerste opmerking wat hy vir my gestuur het is, Ma, go make hell nervous and populate heaven. Want weet julle wat, daar het ek net besef, ons is hier vir die koninkryk. En toe ek hierdie woorde lees, Ma, go make hell nervous and populate heaven. Toe besef ek, abiding in him is the only way through. Hy stuur vir my hierdie in Esegiel en hy sê, Esegiel het voor dooie uitgedroogde bene gestaan en die Here het gesê, prophesy over these dry bones. Esegiel het nie vasgekyk in die graveyard nie. Hy het vasgekyk in geloof en vertroue in die een wat hom die opdrag gegee het om te profeteer. Hoeveel van ons dry bones? Elke dag gaan maak ons hulle so by mekaar, en ons sleep hulle so bietjie saam. Ons maak eintlik vir hulle mooi sakkies met kant om, en ons pak hulle daarin en ons sleep hulle so saam, en die dry bones kom net, en dit kom net, en ag, kom ou pakkie, kom saam. Wanneer gaan ons hierdie dry bones, wanneer gaan ons 'n plan maak en lewe oor hulle begin spreek? Ek is 'n opdrag gegee, dis vir my exceptionally hard. Maar ek gaan gehoorsaam wees. En as die Gees praat, kies ek om te luister. Ons is absoluut niks wat die wêreld vir ons sê ons is nie. Ons is wat God sê ons is. As iemand iets oor jou gespreek het in jou lewe, let it go. As jy 'n diagnose gekry het, wat jy nie weet wat jy nou daarmee moet doen nie, give it to him. Abide in him. Dis nie wie jy is nie. I speak healing over your body. En as ons elke dag vertoef in ons secret prayer time in die plek van gebed, gaan ons weet. Ons gaan weet hoe om dit te hanteer. Want die Here sê en hy praat en hy gee instruksie. En hy sê, kom my dogter. Ek sal nooit van jou vergeet nie. Jy gaan nooit hierdeur alleen gaan nie. Wag op my. In his time. Ek wil jou uitnooi. In jou sakkie is 'n mantel.
Ek wil nie jy moet net opspring, omdat jy voel jy moet dit doen nie. Gaan 'n liedjie opsit. Hierdie is jou hars. As ons almal voel, ons is ingeënt, maar die takkie hang skeef. En hy's nie heeltemal vas nie, en ons voel die rukwind is besig om hierdie takkie los te trek. En ons voel daar's nie genoeg sap wat deurkom, wat die groei kan bewerkstellig nie. Sit hierdie ding om jou skouers, en ek wil hê in boldness moet jy 'n profetiese aksie uitoefen. Moenie, vat jou tyd, moenie jaag met dit nie. Wanneer jy gereed is, praat met die Here, staan regop en sê vandag kies ek om stil te raak and I will remain. I will stay. I will abide. I will let him feed me. Ek sal my voeding van die onderstok kry, sodat ek wat gekies is as die boostok, dat ek sal vrug dra, soos wat hy wil hê ek moet. In sy tyd. In sy opdrag. Binne sy wil, nie myne nie. En as jy gestaan het, eer ek jou daarvoor. Vat hierdie tyd, praat met die Here, kom by hom uit, en as ons daar klaar is, gaan ons weer opdeel in ons groepe, en ons gaan 'n kort groepbespreking hê, en daar's vir julle elkeen in julle groepe 'n teesakkie. So, as ons klaar groepbespreking gehad het, gaan ons lekker eet. Okay. Geniet jou paar minute in die Here se teenwoordigheid.